Geliefdes, hartlike goeiemôre aan elkeen van julle, ook op hierdie Sondagoggend. En julle sal sien, ek praat met julle vanoggend uit my studeerkamer uit, as gevolg van die feit dat my kerkraad my vir 2 weke op verpligte verlof gesit het, waarvoor ek baie dankbaar is, maar ek loof en prys nog steeds die Here dat so ons die woord kan uitkry. Want dit is wat God se hart is. Liefdes, ek groet elkeen van julle ook op hierdie Sondagoggend in die wonderlike naam van ons drie-enige God. Barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, en mag dit vir elkeen van julle ryklik vermenigvuldig word, deur die inwonende krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, ek is oortuig dat dit wat God op hierdie Sondagoggend met elkeen van ons wil deel, vir elkeen van ons nie meer onbekend is nie. Dit is 'n werklikheid. Ons is bewus daarvan dat elkeen van ons huidiglik hier op aarde in God se koninkryk op aarde is. Dit is waar ons funksioneer. Met die wete dat ons almal 'n doel het. En ek en jy is veronderstel om hierdie doel van ons lewe met 'n passie uit te voer, uit te leef elke dag. Geliefdes, ons is nog steeds hier aan die begin van 'n nuwe jaar. Ons is veronderstel ook op hierdie dag vandag, sê God, om die lewe te kies. Om blydskap te kies. Om vrede te kies. En om as ware oor te loop daarvan. En daarom is die vraag vanmôre, waarvan loop jy oor? Waarvan loop jou beker in God oor? Ja, hierdie jaar het vir ons baie moeilik begin. Vir sommiges net met smart en hartseer. Maar die vraag wat God op hierdie Sondagoggend vra, ongeag jou omstandighede, ongeag dit waarmee jy worstel, loop jy nog steeds oor vir God? Geliefdes, ons as mense dink ons moet oorloop in die buitengewone. Maar God sê ons verstaan dit verkeerd. Ek en jy moet oorloop in die doodgewone, alledaagse dinge, wat ek en jy elke dag moet doen. En vandag wil God vir ons uit sy woord uitwys dat hy in die gewone is. En omdat hy in die gewone is, en ek en jy om daar soek, en dit doen, die gewone, dan word dit buitengewoon. So kom ons maak die woord van God oop by Romeine 12. Dan lees ons daar net vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame sal stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Is dit nie wat ons doen nie? Ons wil so maklik in kultuur of in die samelewing inpas. Ons vergeet, a child of God is not meant to blend in, but to stand out. Ons moet as ware soos 'n seervinger uitstaan. Wanneer iets aangaan, wil ons dit hê. Wanneer ons wil dit doen, ons wil so of so wees, of dit nou by ons gaan pas of nie. Die Heilige Gees sê baie duidelik, nee, jy moet by God inpas. En dit beteken nie enige kultuur nie. Geliefdes, God wys, neem jou gewone lewe van elke dag. Want onthou, God is in die gewone, God is in die alledaagse. God sê, neem dit. Hy wil hê ek en jy moet hom in die gewone vind van elke dag. Want God weet, as ek en jy konsekwentheid in die gewone kan hê, sal God jou gewoon maak, neem en dit buitengewoon maak. Dis 'n belofte van God. Luister, kan jy my ook antwoord vanoggend? Wie het jou gevra, of wie het vir jou gesê om te leef volgens wat die samelewing van jou verwag? Wat mense van jou verwag? Wat kultuur van jou verwag? Wat die wêreld se doen?
Ons het in die woord gelees, is verseker nie God nie. God sê jy hoef jouself nie te bewys nie. Doen net die gewone. Dit, geliefdes, is wanneer ek en jy God behaag in die gewone, alledaagse lewe. Maar ons moet dit doen met konsekwentheid. Dan sal God jou sy bonatuurlike laat vind. Ek en jy kan nie die bonatuurlike van God vra, terwyl ons nie eers weet hoe om in die gewone van elke dag te funksioneer nie. Kom ons lees 'n paar verse verder, Romeine 12 vers 9 en 10. Laat die liefde ongeveins wees, verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Geliefdes, die Heilige Gees sê wanneer ons 'n lering kry of wanneer ons op 'n Sondag in 'n kerk is, dit is nie die plek waar jy moet oefen nie. Jy moet daardie woord wat jy ontvang, dit moet jy jou eie maak. En dan moet jy dit gaan oefen in die wêreld rondom jou. Oefen dit in jou gewone, alledaagse lewe. Die Heilige Gees, geliefdes, is mal oor daardie vers wat sê, hardloop vir jou lewe, weg van die kwaad en hardloop vir jou lewe na die goeie. Want in jou daaglikse lewe moet jy die volwassenheid van God toon. Jy moet kan toon dat jy volwasse in God is, dat jy reeds by spiritual maturity gekom het. As jy nog nie daar gekom het nie, dat jy ten minste op pad is daarheen. En daarom, geliefdes, wanneer jy na enige plek toe gaan, of dit 'n kuierplek is, of by vriende, of waar jy ook al is, en jy kan nie eers in die rustigheid en die stilte rondom 'n kampvuur oor God praat nie. Want onthou, nou is jy saam met vriende. Nou is jy saam met ander mense. En jy wil dit net geniet. En jy is bang, wat sal jou vriende sê as jy nou ergens iets laat val oor God, en jy praat oor God. Want jy wil inpas. Dan sê die woord hardloop vir jou lewe. Luister, kwaad, evil is nie altyd sonde nie. Kwaad of evil is wanneer jy buite God se wil vir jou lewe is. Wanneer jy wil inpas, wanneer jy nie oor God kan praat nie, wanneer jou lewe God nie kan wys nie, dan is jy op die verkeerde plek. Miskien sal jy sê, hoe vertoon ek regtig my lewe vir God? Daar's net een woord, dis deur die liefde. En daarom is kwaad nie altyd sonde nie. Kwaad en evil is wanneer God nie in jou doodgewone alledaagse lewe gewys kan word nie. Selfs in 'n eenvoudige taak, soos wanneer jy die vullis moet uitneem, buitekant toe. Hoe doen jy dit? Wanneer jy moet skorrelgoed was? Wanneer jy moet skoonmaak nadat jy gebad het? Wanneer jy jou huis skoonmaak? Wanneer jy vloere was? Wanneer jy jou bed opmaak? Dis dan wanneer die gewone dinge in jou lewe God binne in jou en my moet vertoon. Geliefdes, as jy dit nie eers kan doen nie, hoe kan jy vir God vra vir wonderwerke? Want God kyk na wat jy in jou gewone lewe doen. Daar waar niemand jou sien nie. En onthou, karakter is die mens wie jy is wanneer niemand jou sien nie. Daar waar jy alleen is en jy hou aan om dieselfde dinge met die regte gesindheid te doen, om dieselfde liefde te toon. Maar baie belangrik is met watter gesindheid jy dit doen. Want gesindheid maak en breek mense. Gesindheid maak en breek verhoudinge. Gesindheid maak en breek kerke. Wat, geliefdes, as jy vir 'n maand werk en niemand betaal jou nie, hoe sal jou houding dan wees? Sal jy steeds elke oggend nog wil opstaan, netjies aantrek en werk toe gaan, as daar nie iets is wat jou dryf nie? Geliefdes, dis die een ding met God. Daarom is dit so maklik vir die mensdom om net 1 keer per week in die kerk van God te kan hoor. Want God dryf jou nie, jy moet dit binne in jou hê. Jy moet 'n begeerte na God om dit te doen. Jy word nie gedryf nie.
Maar die hemel noem dit wanneer jy dit wel doen. Geestelike volwassenheid. En ek gaan weer sê wat ek al so baie keer gesê het, as jy dalk ergens gemis het, daar is geen manier wat 'n kerk jou in die hemel kan bring nie. Net 'n lewende, intieme verhouding met God kan jou in die hemel bring. God dryf jou en jy moet dit binne in jou hê. Geliefdes, as jy opstaan in die oggend, jy word wakker en jy is vol vreugde, vol dankbaarheid. As jy jou bed opmaak en jy het vreugde, as jy skorrelgoed was en jy het vreugde, en as jy in alles God kan sien, jou vloere skoonmaak, as jy God daarvoor ook kan dank, gewone dinge, sonder om gedwing te voel om dit te doen. Dis hoe God werk. Want God gaan nie 'n geel wortel voor jou neus hou, en sê, as jy dit of dat doen, dan sal ek jou beloon met 'n wonderwerk nie. Jy en ek het God lief, nie om iets van hom te verkry nie. Want as God nog nooit enigiets anders vir jou gedoen het nie, onthou dat hy alreeds so baie gedoen het. Ons is so pas deur Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Ons is gewoond aan, ek doen dit en dan kry ek dit. As ek iets doen, kry ek 'n beloning daarvoor. Dat ons vergeet dat voor ons gebore is, het ons reeds genade van God ontvang. So geliefdes, kan jou beker oorloop ook in die gewone? Dis die beter vraag van God op hierdie Sondagoggend. Jy moet reset. Jy moet God vertrou dat jou krag nie weer getrip sal word nie. En terwyl jy reset, vra God vandag, waarvan loop jou beker oor? Die Heilige Gees sê, die hemel hoop dat wanneer jou en my beker oorloop, dit sal oorloop in die gewone. Die gewone, alledaagse dinge. Daarom net soos altyd, geliefdes, vertrou God. Onthou, God se weë is anderster as ons weë. God se weë is anders as wat jy en ek dink, maar dit maak geloof die moeite werd. Dit maak om onwrikbaar in God te glo net soveel meer. Dit gee soveel meer betekenis daaraan. Want ek en jy is veronderstel om te staan elke dag in crazy, geroekelose geloof en vertroue in God. Geliefdes, God is dieselfde God. Wat was, wat is en wat vir ewig sal wees. En sy beloftes, sê God, sal in vervulling gaan vir hulle wat staan in geloof en wat net op God alleen fokus. Amen. Geliefdes, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou sy vrede gee. God seën jou. Amen.